Die Gautengse premier David Makhura het die paneel aangestel om die ekonomiese en maatskaplike impak van die Gautengse hoofwegverbeteringsprojek en die e-tolstelsel wat vir die projek moet betaal te ondersoek. Die minister het die geleentheid gebruik om die publiek te vra om nie vals beweringe teen SANRAL te maak nie. It needs to be highlighted that SANRAL does not make policy and does not decide on financing. It is a policy implementing agency of government and it is categorized as a Schedule 3A national public entity, meaning it is not allowed to operate on a profit basis. Thus, the spurious allegation that SANRAL, quote, milking it, close quote, or, quote, profiting at the expense of the public, close quote, must be stopped. I repeat, SANRAL... Sy het bygevoeg dat die meeste paaie in die land nie tolpaaie is nie en dat die regering baie versigtig besluit op die paaie waar tolgeld gehef moet word. Currently, our national road network constitutes of 85% non-toll roads and 15% toll roads, with the Gauteng Freeway Improvement Project constituting only 1% of the entire network that SANRAL looks after. Die departement het aangevoer dat Suid-Afrika minder aan padinfrastruktuur bestee as ander lande. Die direkteur-generaal van die departement het aan die paneel gesê ten spyte hiervan moet die bestaande paaie onderhou word en beter infrastruktuur opgerig word. One of the biggest challenges we have is the ever-continuing and ever-increasing backlog of almost 200 billion of our national and provincial roads, excluding municipal roads. In 'n stadium het minister Pieters gedreig dat sy en haar span aan die voorlegging gaan onttrek indien hulle, soos sy dit gestel het, aangevat word. Dis nadat 'n regskenner wat op die paneel dien aangedui het dat hy sekere vrae gaan oorhou vir die hoof van SANRAL wat donderdag sy voorleggings aan die paneel doen. Die minister het ook die Gautengse provinsiale regering daarvan beskuldig dat hulle 'n totale ommekeer gemaak het wat betref hulle beskouing van die e-tolstelsel. Pieters sê die Gautengse ANC-voorsitter Paul Mashatile was teenwoordig toe die projek goedgekeur is en sy weet nie wat daartoe gelei het dat die provinsiale regering sy siening hieroor verander het nie. 'n Paar weke gelede het Mashatile aan die paneel gesê ander maniere moet gevind word om die opgradering van die hoofweë te befonds. Die paneel moet teen die einde van die maand sy bevindinge aan die premier oorhandig. Gerard Pretorius, E-nuus, Pretoria.